Goeiedag vriende, welkom by dag 3 van ons oordenking met 'n gedagte wat ek met jou wil deel om te sê, ons as gelowiges dra 'n lewenskleed. In Psalm 30 roep die psalmdigter uit: Die Here het my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord en my gerou in 'n koordans laat verander. Vriende, dit is wat die kruisboodskap en die opstandingsboodskap aan ons lewens doen. Die Here verander ons lewens, hy transformeer ons lewens. In Markus Evangelie lees ons van die laaste persoon by die kruis, of een van die laaste persone by die kruis. Dis 'n jong man wat weghardloop en in sy poging om weg te hardloop by die menigte mense om gegryp. En in die proses verloor hy sy kleed en hy hardloop naak weg. En Markus beskryf hierdie kleed van hom as 'n doodskleed. Dit is dieselfde linnedoek waarin Jesus toegedraai is en in die graf neergelê is. Maar insiggewend in Markus se weergawe sit 'n jong man, dit is dieselfde jong man van Markus 14 vers 51 in die graftombe van Jesus. Ten volle geklee met 'n lang wit kleed, 'n wit stola aan. Vriende, die beeld van klere speel 'n belangrike rol in die Markus Evangelie. In Markus 10 lees ons van die blinde Bartimeus wat na Jesus roep, dat Jesus hom sal raak sien en hom sal aanhoor en hom sal genees. Ek en jy ken die verhaal, Jesus genees sy blindheid. Dit is simbolies van die genesing van mense se geestelike blindheid. Maar ek en jy lees ook verder dat Bartimeus sy ou kleed langs die pad afgooi. Na Jesus hardloop en op die pad agter Jesus begin aanloop. Daarom vir refleksie. Kom ons leef onsself in hierdie verhale in. Die psalmdigter loof God omdat God in sy lewe ingetree het, om sy lewe om te keer van 'n lewe van wanhoop na 'n lewe van hoop, van vreugde en nuwe geloof vir hierdie lewensweg. En daarom net die Here kan by wyse van Spreuke jou roukleed, jou doodskleed in lang wit klere verander. Dit is ons opstandingsgeloof. Amen.